Goeiedag julle. Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag spandeer ons saam tyd in Levitikus 27, die laaste hoofstuk van die boek Levitikus. Nou nadat God in die vorige hoofstukke gewys het hoe 'n heilige volk moet leef, sluit hy af met 'n hoofstuk oor toewyding. Die groot vraag van Levitikus 27 is: wat behoort aan God? Die antwoord: alles. Hierdie hoofstuk gaan oor mense, diere, huise, grond en tiendes wat aan die Here toegewy word. Dit leer ons dat ware aanbidding nie net gaan oor wat ons vir God doen nie, maar oor 'n hart wat erken dat alles wat ons het reeds aan hom behoort. In vers 1 tot 8 gee God instruksies oor mense wat deur 'n gelofte aan hom toegewy is. Nou 'n gelofte was 'n vrywillige belofte aan God. Dit was nie iets wat God vereis het nie, maar iemand kon uit dankbaarheid of toewyding beloof om iets vir die Here af te sonder. Nou 'n gelofte aan die Here is nie net mooi woorde nie. Dit gaan hand aan hand met gehoorsaamheid en 'n daad van toewyding. 'n Mens kon nie net iets beloof en dit dan vergeet nie. Daar was mense wat hulle self of iemand in hulle familie deur 'n gelofte aan God wou toewy. Omdat hulle nie almal by die tabernakel kon gaan diens doen nie, het God 'n manier gegee waardeur die waarde bepaal kon word en dit aan die diens van die Here gegee kon word. Ons sien ook hier God se hart vir die armes. As iemand nie die vasgestelde bedrag kon betaal nie, moes die priester dit volgens daardie persoon se vermoë bepaal. God se bedoeling was nooit dat net ryk mense hom kon dien nie. Elke mens kon deel hê aan toewyding aan God. Dan gaan die hoofstuk verder oor diere, huise en grond wat aan die Here toegewy is. Daar was 'n beginsel van loskoop. Iemand kon iets aan God wy en dit in sekere gevalle terugkry deur die waarde daarvan plus 'n ekstra vyfde te betaal. Maar sommige dinge kon nie teruggekoop word nie. Wanneer iets heeltemal aan God toegewy was, was dit ten volle syne. Nou dit herinner ons vandag dat dit wat ons werklik vir God gee, behoort nie meer aan ons om mee te doen wat ons wil nie. In vers 26 tot 27 lees ons ook van die eersgeborenes. Die eersgeborenes het reeds aan God behoort. Niemand kon dit as 'n ekstra offer gee nie, want dit was klaar syne. Dit herinner ons aan 'n belangrike geestelike waarheid. Ons kan nie vir God iets gee wat hy nie reeds besit nie. Ons gee nie vir God omdat hy iets nodig het nie. Ons gee omdat ons erken dat alles wat ons het van hom afkom. Die hoofstuk eindig dan met die onderwerp van tiendes. Die Israeliete moes 'n tiende van hulle oeste, hulle vrugte en vee aan die Here gee. Hierdie beginsel wys daarop dat God eerste plek in ons lewe moet hê. In die Nuwe Testament sien ons dat gee nie net oor 'n wet of 'n persentasie gaan nie, maar oor die hart. Paulus leer ons in 2 Korintiërs 9 dat God 'n blymoedige gewer liefhet. Ons gee nie omdat ons gedwing word nie, maar omdat ons God vertrou en erken dat alles aan hom behoort. Nou vandag herinner Levitikus ons dat alles van ons lewe aan die Here behoort. Ons tyd behoort aan hom, ons gawes behoort aan hom, ons geld en besittings behoort aan hom. Ons liggame en ons hele lewe behoort aan hom. En dan vind ons die grootste vervulling van Levitikus 27 in Jesus Christus. In die Ou Testament moes mense offers bring en dinge aan God toewy. Maar Jesus het die volmaakte offer geword. Hy het die prys betaal sodat ons aan God kan behoort. Ons hoef nie onsself vir God los te koop nie, want Jesus het ons met sy bloed gekoop. Daarom sê Paulus in Romeine 12 vers 1, stel julle liggame as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Nou die mooiste offer wat ons vir God kan gee, is nie iets uit ons hand nie, maar ons hele hart. Hierdie hoofstuk leer ons dat God nie net 'n deel van ons lewe soek nie. Hy soek 'n lewe wat in volle oorgegee is aan hom. So die vraag vandag is nie net, wat gee ek vir God nie, maar eerder, het ek myself volledig aan hom gegee. Want wanneer ons besef dat alles reeds syne is, word ons gee nie 'n plig nie, maar 'n vreugde.
Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.